Goeiedag en welkom by AMT se weervooruitsig, moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Reënval lyk goed oor die somerreënvalgebiede vir nou, maar minder in die laaste week van Oktober en die eerste deel van November. Langer termyn bly dit gunstig vir reën vanaf November tot ongeveer die begin van Januarie, maar dalk swakker weer van Februarie aanwaarts. So dis nogal belangrike aspekte om in ag te neem wanneer jy nou jou aanplantings doen. So maak seker jy bly ingeskakel vir hierdie week se interessante oorsig oor die weer. Ja, goeiedag. Ons het hierdie afgelope tyd weer so kol reën gehad. Ek het sommer hier 'n kaart wat 11 Oktober 07:30 die aand en ons kan sien hoe wyd versprei die buie op daardie stadium was. Hier uit die suide van Namibië, Noord-Kaap, Oos-Kaap, Mpumalanga, Vrystaat, maar nie aan mekaar reën nie. Ons sien dit as baie, kom ons sê, geïsoleerde buie, maar plek het swaar reën ook voorgekom. As ons 'n bietjie kyk na wat voorlê, hierdie is 15 tot 21 Oktober, dan sien ons dat daar 'n redelike kans is dat daar 'n klompie reën hier oor die oostelike, die sentrale oostelike dele van die land kan voorkom. Vrystaat, Noordwes en ooste kant toe. En die blou gedeelte sê dis tussen 25 en 50 mm. So hierdie is dan hier van 25 tot 21 Oktober 'n redelike kans vir reën, veral hier van 17 tot omtrent 20 Oktober. En ons kan plek kan daar swaar neerslae voorkom. 22 tot 28 Oktober heelwat swakker en kan ons sien is omtrent net KwaZulu-Natal, dele van die Oos-Kaap en suidelike dele van Mpumalanga waar ons reën verwag. Daar's maar minder reën wat hier oor Namibië of vog wat afkom. Ons sien daar so 'n bietjie oor die noordoostelike gedeeltes. Maar dit lyk of dit droër gaan wees in die laaste deel van Oktober en waarskynlik in die eerste deel van November, die eerste week of so. Ons het gepraat dat swaar neerslae plek kan voorkom. En dis ongelukkig wat gebeur. Hierdie is rondom 20 Oktober, wat die voorspelling wys, en dit wys hier rondom Pretoria, maar dit is nie noodwendig geografies korrek nie. Hierdie goed verander oor tyd. Die punt is, hierdie tipe van stelsels kan voorkom, en vir ons 50 of 100 mm oor 'n kort tydjie laat gebeur. En dit is juis weer waar koue lug, daar's 'n koue front wat hier uit die suide beweeg het, hier van die 18de Oktober, en die warm lug, veral hier uit die Indiese Oseaan, mekaar ontmoet, en dis waar tornado's, baie sterk reën, haal kan voorkom. So hierdie tipe van stelsels kan gebeur. Temperature gaan weer so 'n bietjie daal, minimum temperature hier rondom 20 Oktober, ons het genoem van die koue front wat hier 18, 19 Oktober uit die suidweste beweeg. So minimum temperature, die laagstes hier rondom 5 grade. Hier en daar 'n bietjie laer, so dit lyk nie asof hier regtig waar ryp is nie, en dit lyk ook dan of die kanse vir ryp of grootskaalse ryp redelik klein is, dat die risiko nie groot is meer nie. Kyk ons weer 'n bietjie na die langer termyn. Ons het laasweek ook gepraat oor die Indiese Oseaan dipool, en ons sien weer, hierdie is seeoppervlaktemperature, die afwyking vanaf die gemiddeld, en die blou sirkel met die blou wat onder gemiddelde seetemperature en die wit gedeelte ongeveer die gemiddeld is, sien ons hier teen die Afrika se ooskus noord van Madagaskar, en dan die warm water meer oor Suidoos-Asië en die noordwestelike Indiese Oseaan. En as ons dan ook kyk, hierdie Indiese Oseaan dipool indeks, en die voorbeeld wat ek gewys het, hoe dit nou is 'n voorbeeld van 'n negatiewe indekswaarde, koeler water teen die Afrika kuslyn, warmer na Australië. So dis die blou gedeeltes, en aan die regterkant kan ons sien dat ons nou 'n redelike sterk ontwikkeling weer het. Vorige ontwikkelings
was hier van omtrent 2021 tot 23, 2016-17 na die droogte, 2011-12 daardie gedeelte en dan natuurlik hier van 1998 tot omtrent 2002. En hierdie periodes was oor die algemeen 'n redelik goeie reën wat voorgekom het. Daar was ook toevallig La Nina verskynsels, soos wat ons tans so amper ervaar. Ons sal nou daarna kyk, maar ons is nou in 'n negatiewe fase van hierdie Indiese Oseaan diepool wat positief is vir reën, veral vir die eerste deel van die seisoen. Seeoppervlaktemperature in die Nino gebiede, as ons kyk linksbo, is die afwyking vanaf normaal, kan ons sien November, Desember, Januarie, die blou gedeeltes, hoe die La Nina nog steeds teenwoordig is, en dan die tweede een linksbo, Desember, Januarie, Februarie, begin dit die blou gedeeltes kleiner word, en dan reeds hier van Januarie, Februarie, Maart, is hierdie voorspelling dat die La Nina al verdwyn het, ons meer na neutrale toestande gaan, en as ons na volgende jaar kyk, sommer regs onder is Mei, Junie, Julie, sien ons die rooi gedeeltes, so die kanse, daar is 'n moontlikheid dat ons van volgende jaar af gaan oorgaan in 'n La Nina verskynsel, of in 'n El Nino verskynsel, verskoning. Kyk ons na reën, hierdie is vir November, Desember, Januarie, en die groen gedeeltes is bo-gemiddeld, en dit lyk dan asof hierdie November, Desember, Januarie, die beste reënvalperiode gaan wees. Skuif ons 'n bietjie aan, Januarie, Februarie, Maart, dan sien ons dit verswak. So hierdie is die gemiddeld van 3 maande, en as ons dan die vorige skuifie kyk en ons trek Januarie daarvan af, wat dalk nog redelik reën gaan gee, dan sien ons dat Februarie, Maart heel waarskynlik onder gemiddelde reënval gaan gee, omdat hierdie La Nina besig is om so vinnig te verswak. So op die kort termyn, redelik goed verreend oor die sentrale tot oostelike dele, hier rondom 17 tot 21 Oktober, maar minder in die laaste week van Oktober en eerste deel van November. Min reën weste kant toe, maar ook min reën oor die winterreënvalgebied. Daar kan rondom George en dele van die tuinroete dalk 'n bietjie meer reën tot 20 mm voorkom. So ons hou maar duim vas vir daardie baie droë dele. Baie stormagtige toestande is moontlik. So alhoewel minimum temperature weer gaan daal, lyk dit nie asof hier meer ryp gaan voorkom nie, en langer termyn is beide die Indiese en Stille Oseaan redelik gunstig vir reën oor die sentrale tot oostelike somerreënvalgebied, hier van November tot Januarie, maar moontlik swakker hier rondom Februarie. So ja, mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan, altyd insiggewend. Hierdie episode was moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Maar ek sit ook al die skakels in ons WhatsApp groepe en al hierdie sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.